Is julle okay? As jy niks wys nie, neem ek aan die klank werk en kom nie by jou uit nie. So, as jy in die cheap seat sit en die klank werk nie, is jou eie skuld. Baie dankie vir julle tyd. Is vir my lekker om op so 'n wyse met julle te kan deel. En bietjie 'n Bybelstudie hou, ek dink is iets wat ons meer moet doen. Ek dink is iets wat baie belangrik is, veral in die tyd en die uur waarin ons is. Ek is eintlik opgewonde oor hierdie Bybelstudie. Maar ek wil vra, laat julle gou julle oë sal sluit vir die kykers wat ingeskakel is. Bid saam met my en kom ons vra die Heilige Gees om hierdie woord, hierdie vraag oop te breek. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die woord gegee het. Hierdie woord wat lewendig is, hierdie woord wat kragtig is. En die woord beskryf homself as 'n lig. En Here, mag vandag daar lig val op ons vraag. En soos wat die woord verder gaan en sê, hierdie woord is 'n hamer en 'n swaard. Mag hierdie woord vandag dwaasheid afbreek en ook ons vyand teëhou in Jesus se naam. Help ons om dit te verstaan en in te sien in Jesus se kosbare en heilige naam. Amen. Nou ek wil met julle graag praat en ek wil eintlik sê daar's so baie goed wat ons kan praat oor die eindtyd en ek wil ook praat oor Islam. Nou wanneer ek praat oor die eindtyd, praat ek op waar ons as die bruid, as die kerk nou is. Ek praat op die tydperk wat ons wag op die wegraping. So dit is wat ek hoofsaaklik deur hierdie aand gaan fokus. Daar is sekere dele wat ek gaan aanhaal, daar is sekere dele wat ek gaan verwys in die eindtyd, maar onthou vir ons wat wag, is die grootste profesie wat nou in vervulling moet kom, is die wegraping. Nou alles wat nou gebeur tot die loop van die wegraping, is goed wat ons laat wonder. Nou ek wil dit ook noem. Baie van ons as predikers, as geestelike leiers, as gelowiges, probeer maar self die prent inkleer. Want daar is sekere dele wat die woord nie baie duidelik is oor hoe dit presies gaan gebeur nie, en daar is sekere dele wat baie duidelik is hoe dit gaan gebeur. So ek wil saam met julle deur hierdie dinge stap en beweeg. Openbaring. Ek moet vir julle sê, toe ek hierdie weer lees vandag, ongelukkig sal julle dit nou nie sien met die elektronies nie, maar as jy jou Bybel saam gebring het, dan sê hy die naam en die onderwerp van die boek. Ons as gelowiges is deesdae bang vir Openbaring. Jy hoef nie te wees nie. Die opskrif sê klaar waaroor die boek gaan. Hy gee vir ons leiding en hy gee ook vir ons wysheid. Hoor vers 1, die openbaring van Jesus Christus. Ek wil net tot daar stop. Deesdae as jy wil weet waantoe die wêreld op pad is, gaan dit oor die eie ek. En as die fokus nie meer op Jesus is nie, is ons nie op dieselfde pad nie. Baie goed wat nou opspring, daar's soveel dwaallering wat opspring. As jy Matteus 24 gaan lees, dan sê Jesus dit ook. Hy sê, moenie laat hierdie mense julle mislei nie. As die fokus nie op Jesus Christus is nie, is dit nie dieselfde wat hierdie boek van praat nie. Ek kan preek net op hierdie een vers. Wat God hom gegee het om sy diensknegte. Is my opvallend, laat Openbaring hoofstuk 1 en Matteus 24 vra die disippels vir Jesus, Here, wat is die tekens van die tye? Hoe sal ons weet dat U op pad is? En dan praat hy met sy kerk aan, sy bruid, as diensknegte. Om diensbaar te wees. Ek gaan nou 'n bietjie verder gaan oor dit. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat gebeur deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. Vers 2. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Vers 3, salig is hy. Die engel sê dit mooier. Hy sê, blessed is he. Geseënd is die persoon.
wat die woorde van die profete lees. Ons is in 'n tyd waar ons eerder na predikers wil luister. Ons is in 'n tyd waar ons eerder na podcasts wil luister. Maar die Bybel sê, as jy wil geseënd wees in die laaste dae, lees die Bybel. Bly by die woord. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrewe is, want die tyd is naby. Ek glo dit met my hele hart. Die koms van die Here is naby. Die heelal wys dit, die hemel wys dit, die aarde wys dit, en ons woord verkondig dit. As jy net gaan kyk wat nou tans gebeur in die wêreld, die toeneem van aardbewings. Ons is nou weer by Matteus 24, wat hy sê, julle sal dit sien, aardbewings, gerugte van oorlog, een nasie gaan teen die ander opstaan. Al hierdie is tekens dat die Here hom in hierdie tyd half onmisbaar maak om te sê, julle het nie 'n kans gehad nie. Kyk net wat gebeur met die maan die laaste ruk. Is goed wat gebeur, wat ek wil amper sê lank weer gaan gebeur. Is tekens dat die koms van die Here is naby. Maar vir ons wat nou wag, gee dit hoop. Ek wil net gou dit noem en dan gaan ek regtig nou begin by die goed inkom. Matteus 24 vers 48 en 51 gesê, maar as daardie slegte diensknegte, en hy praat met gelowiges, met die bruid van God, in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom. Ek dink dit is een van die grootste stryd wat ons het as gelowiges. Wanneer jy met ander praat, dan sê ag julle praat al hoe lank oor hierdie saak. Hy sê hoor wat gebeur met hierdie persoon. Wat sê ag die Here gaan nog kom. En hy en sy mede diensknegte begin slaan. So hy raak bekleierig. Is dit nie wat in die wêreld ingaan nie? Sien jy my punt in? Jy moet my punt insien. En saam met die, wat sê die woord daar? Dronkaards begin eet en drink. Dis Jesus wat hier met sy disippels praat. Dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig. En hom 'n deelgenoot van die gevangenes of die gevangenes maak. Daar sal geween wees en 'n kners van die tande. Nou wat verwys dit? Daar's 'n hel. In kort wat Openbaring weer ook praat en Matteus hand in hand saam praat. Hy sê die wat gereed is en wat reg is, sal beloon word. Matteus 25, die 5 maagde of die 10 maagde, 5 wat reg was en 5 wat dwaas is. Oor en oor sê die Here hierdie. Kom ons praat net gou vinnig oor die wegraping. Ek moet vir julle sê, daar's nou so baie goed wat aan die gang word en aan die gang is. Ek weet nie of julle gesien het nie. Daar's baie predikers wat sê die wegraping gaan plaasvind op 23 of 24 September. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Toe dink ek by myself, as dit dan so is, dan kan ek mos nou lekker aanjaag tot einde Augustus, en tot Sondag, en dan September loop ek mooi. Klink dit soos wat hulle al wil sê? Jy het nog 'n kans om te speel, of jy het nog 'n kans om reg te maak? Hoekom is die wegraping daar? Ek gaan nou 'n bietjie later in diepte gaan oor dit. Die wegraping is hoofsaaklik daar vir 'n paar redes. Vir die straf van Israel, vir die bruid om gehaal te word wat die anti-kris teehou. Maar die fokus is dat God die beloftes van Israel gaan nakom. Dis waaroor die wegraping moet plaasvind. Hoekom sê hulle die 23ste en die 24ste September?
Hulle sê dit is die begin van die Joodse nuwe jaar, die Joodse feeste, die trompetfeeste, of die trompetfees. As julle nou al hierdie skrifte gaan lees, maar nou hier is nou waar pastore slim raak. Julle moet versigtig wees met pastore. Want hulle sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie. As jy met daai prediker praat en sê, wat sê jy teen hierdie skrif? Dit kan mos nie September maand wees nie, dan sal hy vir jou sê, sien, hy praat niks van die maand nie. Die dag en die uur gaan ons nie weet nie. Ek wil sê, mense is besig en hulle speel met vuur. Jy moet gereed wees. Ons weet, Matteus sê dit so mooi, hy sê, in baringsnood, Tessalonisense sê dit ook, in baringsnood gaan mense wag na die belofte van die wegraping. As die wegraping op die 23ste September gaan wees, gaan ek dankbaar wees. Maar die dag en die uur weet niemand nie. Sê net op een plek nie. As jy wil in Levitikus lees, gaan dit oor die feeste, dit is waar hulle aangehaal het. En dan gaan hulle nog so ver, om te sê, sien is Levitikus 23, vers 23 en? Ek sê, ai pastoor, julle speel met vuur. Matteus, en hy sal die engel uitstuur met 'n harde trompgeluid. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Ons weet, dit is hoe die aankondiging gewees van die begin van die smarte. Maar dit is wat uitstaan. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle die Here kom nie. Kom, ek gaan net gou so vra. Enige vraag net gou voor ons hier verder gaan. OK. Hoekom ek dit vra is, ons moet verstaan, dit is wat moet gaan plaasvind. Maar nou is mense besig met menslike opinies, met menslike denke, om wat hulle dink hoe dit gaan werk, en hulle sit dit as die wet voor. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Kom ek praat gou met wat nou tans in ons omgewing gebeur, tans in ons land gebeur, tans in die wêreld gebeur, en as jy Google, sal jy dit sien, as jy intik Google, dan sê die agenda vir 2030, kom die wêreldunies bymekaar, wêreldlande bymekaar, vir hierdie woorde wat hulle dan sê, dat, ekskuus 1 Tessalonisense 5, hy sê, vrede en veiligheid. En Jesus sê, as julle dit begin hoor, moet julle versigtig wees. Maar nou wat gebeur is, nou begin hulle al uitken, en sê, maar die persoon is die anti-kris. Julle het al gesien op Facebook en op YouTube, hoe baie verskillende mense dink hulle, die persoon gaan die anti-kris wees, die persoon dink hulle is die anti-kris. Maar ek het 'n mening, 'n opinie. Hoor nou mooi wat ek sê. Hierdie opinie kan verkeerd wees. Hierdie opinie is according to gospel to Stephen Miller. Dis nie wat die volle evangelie kerk sê nie, dit is wat ek sê. Die anti-kris sal nie nou homself openbaar nie. Juis as gevolg van hierdie skrif, as jy nou wil meer in diepte lees, lees vers 6 tot 10. Hy sê, en nou julle weet wat hom teehou. Ons as die kerk, as die bruid hou die anti-kris te. Maar die werke van die anti-kris is al reeds in die wêreld, is al reeds aan die gang. So die dinge wat ons raak sien, is die gees van die anti-kris wat in werking is. Maar nie die persoon is nog nie op die toneel nie. Maar is hy gereed? Ja. Ek glo dit met my hele hart. Kom ons praat gou oor die anti-kris. Die anti-kris gaan opstaan in die 7 jaar van verdrukking. Onthou die wegraping gaan plaasvind en dan gaan ons oor in die 7 jaar verdrukking. En in hierdie 7 jaar verdrukking gaan hy valse vrede bring in die eerste 3,5 jaar. Hy gaan die tempel herbou. As jy nou gaan kyk, in Israel is hulle al klaar reeds besig om die materiaal reg te sit. Hulle het dit al klaar. Hulle moet net begin bou.
Maar die anti-kris is nog steeds in die skaduwee, maar die Gees gaan na vore. Dis wat Tessalonisense 2 lees, as jy nou verder gaan lees. Maar ons as die kerk hou dit terug. Maar is nou interessant, wanneer ons kyk nou wat nou gebeur, dat die wêreld het een visie en een doel, wat hulle sê, dit gaan veiligheid wees en vrede wees. En ek glo persoonlik, dit gaan onder die naam van AI inkom. Saam met dit is daar 'n klomp ander goed wat gaan volg. Maar daar is verskillende gelowe wat nou bymekaar kom, onder andere Christendom, wat praat van een geloof. Nie lank terug, ek dink is 'n week of 2 terug, was dit in die media gewees. En die geloof wat voorloop, wat hulle mee instem, is Islam. Nou kom ek antwoord net gou hierdie vraag. Is Allah en God dieselfde? Dis 'n vraag wat ons baie gekry het. Die goue antwoord, die vinnige antwoord is nee. Hoekom? Want Allah sien Jesus as net 'n profeet. Jesus verklaar, hy is die weg en die waarheid en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. En as God 'n ander weg dan gemaak het, sou hy dit in sy woord gesê het. Maar daar's nie 'n ander weg behalwe Jesus Christus nie. En as jy wil alle volg, beteken Jesus niks nie. En weer eens wil ek net weer sê, Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus. Wat beteken die gesalfde, die uitversoekte, die gekiesde. Dan sê hy wat God gegee het aan sy diensknegte. So as jy Jesus uithaal, is ons nie op dieselfde pad nie. Maar Islam is besig om te groei. Nou hierdie video wat ek vir julle gaan wys, is 'n video van 16 jaar terug. Is net so 7 minute, so wees bietjie gemaklik. Kyk gou daarna, dit gaan vir jou baie sens maak oor dinge wat ons nou sien. Veral in die UK, veral in die Europese lande, en dan gaan ek julle verder bedien uit die woord. So sit terug en kyk gou. According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if 2 sets of parents each have 1 child, there are half as many children as parents. If those children have 1 child, then there are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us
these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, "We must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live." The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. As believers, we call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This
is a call to action. Die eerste keer toe ek hierdie video gesien het, het dit my geskok. En ek wil vir jou sê, as jy nou gaan Google en gaan kyk wat is die resultaat van dit, is hierdie syfers baie naby aan die waarheid. Nou tans volgens Google sê hulle daar's 8 biljoen mense op aarde, waar 2 biljoen mense van hulle is ook klaar moslems. Hulle sê is al 25% van die mensdom is moslems. Nou hierdie gee vir jou klaar 'n indikasie baie maklik, hoe gaan daai 10 lande Israel aanval in die 7 jaar verdrukking. Is baie maklik, hoe weet ons, hoe gaan die Christene vervolg word, want hulle is oralste. Hulle werk hulle self in. As jy nou tans gaan kyk in die UK, is nie ou nuus nie, ek praat nou van onlangs, mag jy nie meer die kerk 'n kerk noem nie. En daar's meer moskeeë nou in die UK as wat kerke is. So hierdie is 'n werklikheid en 'n uitdaging wat ons het. En wat vir my mooi was op hierdie video op die einde wat hy gesê het, hy roep ons tot aksie. Nou wil ek weer terugkom by Openbaring 1 wat sê, en die Here praat met sy diensknegte. Jy kind van God, hou by die goeie goed, hou by die woord, pas dit toe en loop vorentoe. As ons dit wil weet of nie, is die ons werklikheid. Dit vul ook baie keer baie goed in, wat ons dink op die eindtyd en hoe die eindtyd gaan werk. Maar ek wil dit sê, nou baie mense verwys en ons het nou gepraat oor die anti-kris. Ek wil net nog een ding noem van die anti-kris voor ons nou verder gaan oor die een geloof en dan wil ek ook vrae beantwoord. 'n Jood gaan net 'n Jood volg. Hoor nou mooi. As jy daar in Israel is, gaan 'n Jood net 'n Jood volg. Ek glo persoonlik, die anti-kris gaan slim genoeg wees om mense te vang om hom te volg. Want die woord sê, die mense gaan val vir sy woord. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. En al hierdie gaan gebeur in die 7 jaar verdrukking. En in die helfte van hierdie eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking, gaan hy die tempel klaar opgerig hê, en dan gaan hy in die tempel gaan sit en verklaar dat hy God is. Dan eers gaan die Jode se oë oopgaan. Tot op daai punt gaan hulle hom volg. Tot op daai punt gaan hulle hom ondersteun. Maar as hy dit gaan doen, gaan alle bande gebreek word. En dan is dit nag vir Israel. En dan die nasies wat hulle dan ondersteun in hierdie oomblik, gaan die bok en die skaap nasies wees. Suid-Afrika, met alle hartseer, is 'n boknasie tans. Die vraag is wat ek toe gekry het net gou oor, ek het dit beantwoord oor Allah en God, is dit dieselfde? Nee, dit is nie. Hoe kan ons die mense teëgaan met die Koran? Nou ons kan geskiedenis daarna kyk en ons kan teologies daarna kyk. Geskiedenis is die Nuwe Testament aan mekaar gesit om en by 60 tot 90 jaar na Jesus se opstanding. Die Koran is 600 jaar na Jesus se opstanding eers aan mekaar gesit. Deur 'n visie wat hy gekry het. Mohammed. Groot ding waar ons verskil, en dit is ons kern, as jy daar gaan wen, gaan jy op alle vlakke wen. Jesus is die ware weg. Hulle sien dit nie. Hulle sien Jesus net as die profeet en Mohammed was die laaste profeet. So dit is baie maklik om dit dan so aan te haal en sê, omdat jy Jesus uitsny as die seun van God, die gesalfde, die geseënde, wat vir ons gesterf het. Dis vir ons kan onderskei. So as jy met so 'n persoon praat, dis hoe jy dit moet benader. Ek hoop dat dit is duidelik genoeg. Ons kan nou regtig in skrif ingaan in diepte. Interessant, as jy die Koran lees, dan verklaar hulle ook dat Jesus is God. Ja, moet dit bietjie, ek sal daai dele uitlees. Ek wil net gou aanhaal. Net so interessant, dit het ek vir julle genoem oor die populasie, maar ek wil net gou noem, die moslems is nou in vyandskap met die Jode. En ek het Sondag dit net so vinnig genoem. Die Jode is God se volk. Maar die klem is nie nou tans op hierdie oomblik waar ons lewe in nou 2025
is die klem nie nou op Israel nie, maar op die bruid. Maar die fokus gaan skuif na die wegraping weer na Israel toe. En ek het ook genoem Israel op hierdie stadium van die geveg maak droog. Is nie iets niets nie. Israel het dit al gedoen in die Ou Testament, selfs in die Nuwe Testament. Maar dit bly God se volk. En omdat God die waarmaker is van sy beloftes, gaan hy dit deursien tot en met die eindtyd. En weet julle wat is vir my so mooi? Die grootheid van God. Die wêreld het hoe lank al probeer om Israel uit te wis, te vernietig, en hulle kon dit nog nooit regkry nie. As jy gaan kyk, al daai populasies wat nou afgaan, Israel bly staande. Want God se guns en seën is op hulle. Die moslems geloof, net so 'n paar dinge. Hulle het 'n paar boeke wat hulle ook van die Christene gekry het. Daar soos die Psalms sal jy in die Koran ook kry, 'n paar van dit gedeeltes. Hulle sien Jesus net as 'n profeet en hulle werk deur Mohammed en dit is waar ons klaar koppe stamp. Hulle het 5 beginsels wat baie belangrik is. Die verklaring van hulle geloof, om te bid, om te gee, barmhartigheid, is eintlik die regte woord daar, om te vas, en dan die pelgrimsreis na Mekka toe, die swart rots, wat hulle moet soen. Ag, sies tog. Ons is verlos van dit. Ek hoop dit maak sin. Ek wil net gou vir 'n oomblik nou heeltemal van die bladsy afklim. Ek dink julle het al hierdie beeld gesien. Ek gaan nou probeer my beste Engels, van sy help my. The shroud of Turin, dit is die kleed van wat hulle glo Christus in begrawe is. En daar so baie gelowiges wat sê, ja, dit is nie so nie. Ek kon nie weer daai video kry nie. Een gelowige sê, jy kon sien sy bene is gebreek. Toe sê ek, okay, ek weet hoe goed sien julle dit nie. Maar dis 'n ou wat ek baie van hou, julle ken hom ook goed. So ek het net 'n kort video oor hierdie. En kom ek sê so, ek stem saam wat die ou sê. Okay, as julle wil weet waar staan ek op hierdie saak, jy kan jou eie huiswerk gaan doen, jy kan bietjie gaan self ondersoek doen op dit. So, kyk net gou vinnig, is net 2 minute. I was at a debate here recently, and somebody said, well, doesn't the Shroud of Turin prove that Jesus Christ lived on earth? Well, I don't need the Shroud of Turin to prove Jesus lived on earth, but what about the Shroud of Turin? Somebody sent me this book and said, oh, Brother Hovind, you got to read this. This is proof that Jesus was buried in the burial cloth, proof of death, burial, and resurrection of Christ. Well, they say the Shroud of Turin was the cloth Jesus was buried in. Now, here's the facts about it. This is a picture of it. You can see the picture of the face, and the arms are crossed, and, they say the holes in the hands where he was, crucified, and holes in the feet, and you can see the beard and all this stuff. There's several real serious problems with the Shroud of Turin. They say you can see the outline of his beard and his wounds. Well, the Bible says his face was bound about with a napkin. The piece around his head was different than the piece around his body. In John chapter 20, it says, Peter went in and saw the linen clothes lie and the napkin about his head, not lying with the clothes, but in a place by itself. The Shroud of Turin has one cloth covering the head and the body. It's not the burial cloth of Jesus. They saw the linen clothes lie by themselves, Luke chapter 24. Isaiah prophesied that they would pluck off his hair. Well, the Shroud of Turin shows a man with a beard. He didn't have a beard. By the time he got buried, they had plucked off the hair of his cheeks, okay? 1 Corinthians says it's a shame for man to have long hair. This guy had long hair. At least the image does, okay? Jesus did not have long hair. He was not a Nazarite. He was from Nazareth, okay? The custom of that day was to have short hair. If the custom was to have short hair, then why did Judas have to kiss him to pick him out of the crowd? If Jesus had long hair, he could just say, hey, he's the long-haired guy, go get him. No, Jesus had short hair like everybody else, okay? So, Jesus went secretly to the feast. Nobody picked him out as unusual. He looked just like everybody else, okay? He was not a Nazarite from Numbers chapter 6. That was a vow they took not to cut their hair, shave, and all that stuff. Samson was a Nazarite. Jesus was from Nazareth. Don't get the two confused, okay? It's no connection whatsoever. So the Shroud of Turin is a really old cloth. It might even be a cloth somebody was buried in.
It might even be a cloth somebody who was crucified was buried in. I wouldn't argue any of that. But it's not Jesus. That's for sure. Die rede hoekom ek hierdie met julle deel, dit voel vir my al hoe meer deesdae, laat hulle ons fokus wil afhaal. Toe ek oor hierdie nou self by myself probeer uitredeneer, vir myself inkleer, hoekom is dit vir ons as gelowiges so belangrik dat hierdie stuk lap 'n werklikheid moet wees? Deur die Gees en deur die woord kom my oortuiging dat Jesus die Christus is. Nie deur iets anderste nie. Nie deur mense nie. Al wat die mens gedoen het, is die evangelie aan ons verkondig. En ek het die vrug van dit, en ek weet wat is die waarde. Bly by God se woord. Dit voel vir my al hoe meer, die wêreld wil die oë afhaal. Het julle gesien as 'n kind stout is? En dan sê jy, okay, wie skuldig? Maar pappa, hy het dit gedoen, en hy het dit gedoen. Dan wys al twee vingers na mekaar toe. Hoekom? As ek die fokus van my af kan kry, dan kan ek in die skade wees. En dit voel vir my, dit is hoe die gees van die anti-kris werk. Hou ons op met dinge wat nie saligheidswaarde het vir ons nie. Ons is diensknegte van die eindtyd. Ek het half so koue rillings gehad toe ek dit besef. God het ons uitgekies in hierdie tyd en hierdie uur om die goeie nuus daar buite te gaan verkondig. Islam is besig om op te staan. Maar die woord sê, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Ons hoef nie te vrees nie. Dink ek vorentoe, as die koms van die Here nie nou is nie, gaan Christene al hoe meer vervolg word? Ja. Gaan dit moeiliker wees om op te staan vir Christendom? Ek glo so. Maar as ons nie in die woord gewortel is nie, gaan ons dit nie maak nie. En daarom sê die woord, waak tot op die einde toe. Ek glo ons het 'n doel in hierdie tyd en hierdie uur om op te staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so wil ons kom en U al die lof en al die eer gee. En Here, hierdie openbaring wat U gegee het van Jesus Christus, wil ek vra dat hierdie openbaring in ons harte sal leef en sal uitleef. Laat ons mense na U toe sal draai, want ons weet die koms van die Here is naby. Here, ons sien hier die tekens raak, ons sien die wêreld is te mekaar. Maar Here, ons weet, U vertoef nie soos wat U gesê het nie. Maar U is lankmoedig en gee nog 'n geleentheid om te sê, wil jy nie na my toe draai nie? Wil jy nie jouself bekeer nie? Wil jy nie na my kyk nie? En Here, so wil ek vra, en ek wil heel eers by myself begin en sê, Here, ek wil gereed wees vir U koms. En as daai bassein blaas, weet ek, gaan dit 'n blye dag wees. Want ek gaan in die hande wees van my verlosser, my saligmaker. Wat 'n mooi oomblik gaan dit nie wees nie. Maar Here, help my om gefokus te bly en ingeskakel te wees wat U Gees sê en hoe U Gees beweeg. Wees met ons, is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Kom ek vra gou so, die livestreaming is af. Enige vrae, enige iets wat bietjie meer